Goeiemôre. Baie welkom by ons spesiale erediens vanoggend. Dit is lekker om julle almal hier te sien. Kom ons draai so 'n oomblik na mekaar toe en ons groet die mense om ons, maar ons sê ook dankie dat jy hier is vanoggend. So draai na mekaar toe. Welkom in die huis van die Here. Vandag sluit ons reeks met dankbaarheid af. Nie met 'n lysie van dinge waarvoor ons gaan dankie sê nie, maar om vanoggend self deel te neem aan dankbaarheid. Om vanoggend hier saam te leef in dankbaarheid. Ons gaan dit doen in sang, in stilte, in herinnering en dan uiteindelik hier aan die nagmaalstafel vanoggend. Want dankbaarheid is nie iets wat ons net voel nie. Dis iets wat ons doen. Dis iets wat ons leef, wat ons gee en wat ons deel. So kom ons staan en dan sing ons saam die volgende 2 liedere. Ons begin met Loof die Here al wat lewe en dan daarna al die lof, aanbidding en ere.
Psalm 95 sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here, die rots van ons redding. Laat ons sy teenwoordigheid binnetree met lof, want hy is ons God, die bron van elke seën wat ons vandag dankbaar saam kan vier. Die skepper van die hemel en die aarde en van my en van jou, die verlosser van die mensdom, die trooster van ons diepste seer, groet ons vanoggend met genade en vrede. Amen. Goed, is hier 'n paar kindertjies vanoggend hier, al die klein kindertjies, wil jy net 'n bietjie vir my vorentoe kom nie? Nee, hier kom nog 'n hele paar. Dis 'n bietjie minder plek vir oggend, nê? Nee. Want ons gaan vanoggend, wat gaan ons vier? Well done. Kyk nou net. Goed, julle wat nou nie hier was nie, nê, maar die wat hier was, kan julle onthou wat is hierdie ou dingetjie? Is dit 'n bril? Is dit dankbaarheidsbril? Die bril van CJ? Dankie bril, daar sê, dis ons dankbaarheidsbril. Onthou julle gemeente, ons dankbaarheidsbril. Wat het ek gesê met julle hierdie week gaan doen? Julle brille aansit, doet ek vir julle gewys in 'n week, kan julle onthou? Gemeente, kan julle onthou, hoe kyk ons? Ons sê dankie vir alles, nê? Nee. As ons net gaan kyk na die lewe, gaan ons niks mooi sien, maar as ons dankbaarheidsbril op het, gaan ons mooi dinge sien. So, sê een dingetjie waarvoor julle dankbaar is vir hierdie week. Wat was goed? Waarvoor wil julle dankie sê? Jy was eerste. Okay, so julle het julle partytjie gehou? Nee, net dat okay, julle het net lekker doen en sweeties gekry, nê? Nee. Jy? Vir onthou kans wat ons gekry het wat feit is en vir ons familie. Ons familie is 'n goeie en CJ? Sy beste vriend het oorgeslaap vir sy verjaarsdag, Elizabeth? Sy's baie dankbaar vir haar ma en haar pa en sussie. En ook my hele my diere. Ja, al sy diere. Ja, daai een is 'n groot. Wie was dan? Sê jy gou eers vir ons. Familie en jy? Vir julle huis wel. Okay. So ek het nou vir julle ietsie gebring. Julle eie dankbaarheidsbrilletjies, maar julle moet dit nou mooi oppas, né? Nee? Dit lyk baie cool, man. Daar's ons vir jou enetjie en daar's vir jou enetjie. Ek hou van goud. Hou jy van goud? Kan ek vir jou gou 'n enetjie gee? Okay, hier is vir jou een, my skat, daai ene. As Elizabeth. Wat sê enetjie? Lê, maar nou moet julle dit opsit, die hele gemeente moet sien hoe dankbaar julle is. Kom, ons wil dit sien. Gaan julle hom opsit? Jy kan, vat nog eenetjie vir jou en vir jou boetie. Das sy. Okay, het julle almal julle brilletjies? Sit hom op. Kom ons wil sien. Ons wil sien. Wil jy ook nog een hê? Kom ons gee maar vir jou ook, want boetie het 2, nê? Ekskuus, het ek vir jou nog een? Das sy. Okay, nou, draai gaan na die gemeente toe, wys vir hulle almal hoe mooi lyk julle met julle dankbaarheidsbrille. Das sy. So, wat gaan ons hierdie week doen? Het hy gebreek? Sy. So, ons gaan hierdie week nog 'n keer dankbaar wees, nê? Kyk na al die goedjies met julle brilletjie en sê dankie. Daar's hy. Het jy 4 oë? Ag, dis wonderlik. Okay, so julle gaan nou klasie toe gaan, maar julle moet mooi soet wees, nê, want julle kom nou terug vir die nagbal en onthou om dankie te sê, nê? Dan gaan julle. Goed, ons het nou nie saam met hulle gesing nie, maar ek dink ons almal kan maar lekker ook saam sing, dankie vir hierdie nuwe môre, so kom ons staan op en dan sing ons dankie vir hierdie nuwe môre saam.
bly staan daar waar ons is. Ons sê elke Sondag vir mekaar een ding wat ons almal onder een ding trek, wat ons almal sê, dit is kerk, dit is God, dit is wie ons is die geloofsbelydenis. Ons gaan dit saam hardop sê, maar ook op die oog oor die nagmaal wat ons later gaan gebruik. So daar waar ons staan, kom ons sê saam hardop, kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Ons kry geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Ek herinner julle weer aan ons 10de maand dankoffer, die oranjas wat ons reeds ontvang het, en ons mikpunt is nog so 'n bietjie ver boontoe, so ek herinner julle daaraan, maar u kry nou geleentheid om die Here met die offergawes te dien. Voor ons gaan kyk na die woord van die Here, gaan ons wees stil en weet saam sing. Tannie Hanlie gaan ons begelei op die orgel. So net daar waar ons sit, kom ons sing, wees stil en weet.
ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees. Here, op 'n feestelike noot, waar ons kan fees vier, omdat U ons God is. Dankie dat ons hierdie geleentheid het om as 'n familie saam te kan wees, saam te kan sing, saam te kan luister na U woord. Here, help ons dat ons harte sal reg wees om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal gaan uitleef. Dankie dat ons kan weet, U is ons God. U is hier teenwoordig in elke dag in ons lewe. Amen. Vandag kyk ons terug op 'n pad van 4 weke. Ekskuus tog. 4 weke van dankbaarheid, waar ons ontdek dat dankbaarheid nie net 'n gevoel is nie. Ons ontdek dat dankbaarheid soveel meer is, want dis 'n manier van lewe, 'n manier om God te sien in alles. Ons reis vandag so klein bietjie anders as waaraan ons normaal is en as die laaste 4 Sondae. En ons gaan by elke teks wat ons hanteer het hierdie laaste 4 Sondae so klein bietjie stil staan. Ons gaan eers na die teks kyk, ons gaan 'n simbool sien, ons gaan 'n kort teks hoor en ons gaan 'n oomblik van refleksie hê en daarmee saam ook 'n lied sing. So kom ons begin vanoggend met oop harte, oop hande en 'n dankbare gees. Want dankbaarheid is nie net hierdie gebaar nie, dit is meer as dit. Dankbaarheid is 'n lewenshouding. Dis om seker te wees wie jy is, in wie jy is. 'n Lewe vol dankbaarheid om ongeag die omstandighede regtig vergenoeg te kan wees. Soos die liedjie sê, erkentlik al my dae. Want dis hoe mense wat verlos is behoort te leef. Dankbaarheid het te maak met God se genade, sy vergifnis, iets wat ons ontvang, al verdien ons dit nie. Die dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar, waarvoor ons moet dankbaar wees. Die dinge wat God vir ons gee, sonder dat ons eers nodig het om te vra. Ons eerste teks waarby ons stil staan vanoggend is natuurlik Psalm 103, waarmee ons hierdie reeks begin het. En die opskrif van daai gedeelte wat ons gedoen het, was dankbaarheid begin by God se goedheid. Psalm 103 sê, van Dawid, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Dankbaarheid begin nie by ons nie. Dit begin by God se karakter. Ons sê dankie, nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God goed bly. Sy goedheid is ons fondament. Dawid roep sy eie siel op en sê, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Dankbaarheid is dis nie 'n gevoel wat kom wanneer dinge goed gaan nie. Dit is 'n keuse om op God se goedheid te fokus, selfs wanneer die lewe moeilik is. Die Psalm noem redes verlof, hy sê, God vergewe ons sondes, genees ons wonde, verlos ons van die graf en oorlaai ons met sy liefde en ontferming. Dawid kyk terug oor sy lewe en hy sien, God was getrou. God is goed. En is hierdie goedheid wat ons harte verander. Wanneer ons besef hoe groot God se genade is, begin die dankbaarheid natuurlik vloei. En Psalm 103 roep ons uit om te onthou, hy het met ons gedoen nie volgens ons sondes nie. Sy goedheid is groter as enige iets wat ons aan kan dink. Wanneer ons dus dankbaar is, word ons nie net gelukkiger mense nie, ons word getuies van God se goedheid. Ware dankbaarheid begin
by God. God wat ons geskep het. En ons identiteit lê in hom. God is goed. Sy liefde is groter as jou sonde. Sy genade is sterker as jou broosheid. Sy heerskappy is ewig. En daarom kan jy elke dag begin by dankbaarheid. Julle almal het 'n sakkietjie gekry toe julle ingestap het voor. Almal het gevra hoekom, wat, waarom. En ek wil hê julle met daai sakkie vat, as jy een gekry het, jy kan ons 'n plan maak. En in daai sakkietjie sal jy oplet, daar's 2 blaartjies. 2 mooi lowergroen blaartjies. As jy 'n pen by jou het, is jy welkom om dit te skryf. As jy nie het nie, kan jy net kyk na die blaartjie. As ons aan die Here dink, dan weet ons hy skep nuwe lewe. Groen blare, mooi, iets wat nuut groei. Vir 'n oomblik wil ek hê jy moet daar sit en dink aan 'n woord waarvoor jy dankbaar is vir die Here in jou lewe. Hierdie jaar, maand, week, ietsie wat jy met opregte hart vanoggend kan sê, daar het ek God se goedheid beleef. Skryf dit neer of dink daaraan. Ek gaan vir ons 'n oomblik gee en dan gaan ons daarna sing 10,000 Reasons. Ons kan maar staan en dan sing ons saam 10,000 Reasons. The
Ons het ook saam gelees in 1 Tessalonisense 5 en daar het ons gesien dankbaarheid in alle omstandighede. Daar staan, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Soms voel die lewe soos klippe. In daai sakkie het julle nou 'n albaster gekry. 'n Albaster wat hard is. Ek dink ek het die sakkie albasters hierdie naweek al 'n paar keer laat val. Nog nie een het gebreek nie. Want dit is hard. Soms voel die lewe soos 'n albaster. Hard, moeilik, onmoontlik. Soms voel dit asof jy net nie daardeur kan groei nie. Maar die Gees laat dankbaarheid groei, selfs tussen die stene deur. Want ware dankbaarheid sê, ek sal bly wees, nie omdat alles goed is nie, maar omdat God altyd goed is. Het is maklik om dankbaar te wees as alles regloop. Ons kan maar vir mekaar dit sê. Wanneer dit goed gaan, is dit baie eenvoudig om dankie te sê. Wanneer die gesondheid goed is, die huis regloop, die kinders, alles, dan is dit so eenvoudig om dankie te sê. Maar Paulus skryf juis hierdie woorde vir die gemeente wanneer dit swaar gaan en sê, wees dankbaar vir alles. Hy skryf nie vir alles, hy skryf in alles. Wees dankbaar in alles. Groot verskil. Nie vir alles wat ek het of nie het nie, maar in alles sê ek dankie. Dankie vir God, omdat hy teenwoordig is, omdat hy daar is en omdat hy werk, al beleef ek dit nie dadelik nie. Dankbaarheid verander nie altyd ons omstandighede nie, maar dit verander ons perspektief. Dit help ons om God raak te sien in plekke wat ons eintlik vergeet het, of nie eers bewus was nie. Selfs in die donker. En as ons leer om in elke seisoen van ons lewe te sê, Here, ek sien nie seën, al verstaan ek nie alles nie, begin daar vrede in ons harte groei. Deur die harde klippe van die lewe. 'n eenvoudige manier om dit te leef natuurlik is om elke dag 3 dinge te noem waarvoor jy dankbaar is. Selfs die klein dinge. Want so leer ons om met oop oë te leef en God se goedheid raak te sien rondom ons. Dankbaarheid is nie net 'n gevoel nie. Dit is 'n geloofsdaad wat sê, ek vertrou die Here, selfs al kan ek nie my prentjie raak sien nie. Ek wil hê julle met daai oomblik vat daai albaster, as jy kan, hou hom in jou hand, druk hom so hard as wat jy kan, en dan dink jy aan iets wat vir jou tans moeilik is. Dink aan ietsie wat vir jou tans voel soos 'n harde klip. Maar dan sê jy ook vir die Here vanoggend dankie, dat jy weet hy is daar ook. God bring ook lewe tussen die harde plekke, tussen die klippe van die lewe. Ons gaan net daar waar ons sit, erkentlik deur die dae saam sing, vers 1 en vers 2.
Ons derde week het ons uit Kolossense 3 uitgelees en ons het daar gesien dat dankbaarheid verander my verhouding met ander mense. Kolossense 3 vanaf vers 12 sê, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Wanneer Paulus vir die gemeente in Kolosse 3 skryf, sê hy, beklee julle dan met daai innige meelewing, goedhartigheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid en wees dankbaar. Hy herinner hulle en hy herinner ons dat dankbaarheid nie net hierdie gevoel is nie, maar 'n lewenshouding. 'n Dankbare hart kyk anders na mense. In plaas daarvan om net te sien wat ander verkeerd doen, sien hulle 'n geskenk van God. Jy begin raak sien hoe God deur gewone mense sy liefde wys. Dankbaarheid maak my sagter. Dit help my om vinniger te vergewe, stadiger aanstoot te neem en om met meer deernis te reageer. Dis asof dankbaarheid my oë oopmaak om die goeie raak te sien, selfs in moeilike mense en moeilike situasies. En wanneer ek dankbaar leef, verander dit my woorde ook. Elke gesprek, elke daad, elke glimlag word dan hierdie klein stukkie lofprysing wat ek na die Here toe bring. Miskien is dit die geheim van vrede in verhoudings, om elke dag met dankbaarheid te begin. Nie vir die ding wat ek kort kom nie, maar vir wie God my gemaak het. En vir die mense wat hy oor my pad bring. Dankbaarheid verander nie net my hart nie, dit verander die manier waarop ek lief het. Maak my sag, maak my vergewe, dit maak my genadiger teenoor ander mense. En 'n dankbare hart bou gemeenskap. Dis nie trot nie, dis vol vrede. Ek wil julle nou uitdaag om na mekaar toe te draai. En dan wil ek hê jy moet vir iemand, dalk wat jy nie ken nie, of nie vanoggend ordentlik gegroet het nie, sê, ek dank God vir jou. Draai na mekaar toe en sê dit vir mekaar. Tannie Hanlie gaan ons weer begelei en dan gaan ons Vader neem ons hande saam sing om ook weer te bevestig dat ons hierdie eenheid is wat ons wil saam gebind wees in Christus. Ons kan net so bly sit en dan sing ons Vader neem ons hande.
Die laaste een wat ons hanteer het was Lukas 17, die melaatse mans wat genees is, en die een wat teruggedraai het, en ons tema daar was, dankbaarheid as lewenstyl en getuienis. Ek lees vir ons daar saam. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorp wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword, en een van hulle het toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. In hierdie bekende verhaal genees Jesus 10 melaatse mans, maar net die een draai terug om dankie te sê. Die ander 9 verdwyn in die skare, bly oor hulle genesing seker, maar sê nie dankie nie. Een wat dit moontlik gemaak het om te draai en dankie te sê. Die een wat terugkom was toe nog boonop 'n Samaritaan ook nog. En hy het op sy knieë geval, ons het gelees in die teks eintlik op sy gesig geval voor Jesus en hom geprys met 'n dankbare hart. Hierdie kort toneel is diep, want dit sê dat dankbaarheid is meer as 'n beleefdheid. Dis hierdie lewenshouding. Wanneer jy regtig so leef dat jy so naby aan God is en so dankbaar is, dan verander jy heeltemal. En wanneer ons dankbaar is, sien ons dinge as gawes. Ons sien dit as dinge wat God vir ons gee, nie dat ons geregtig is daarop nie, maar dat hy het uit genade en liefde gee. 'n dankbare mens leef met oop oë vir God se genade, oop oë om God se werk raak te sien, en om dankie te sê vir selfs asemhaal, vir werk, vir kos elke dag, 'n dak oor my kop, vir genade. Maar dankbaarheid is ook 'n getuienis. Die Samaritaan sê dankie. Dit was sy geloofsverklaring om dankie te kom sê, om terug te kom en vir God die eer te gee wat vir aan hom gedoen is, wat gebeur het. So moet dit ook in ons lewe wees. Wanneer dinge met ons gebeur, kan ons nie anders as om te draai en vir die Here die eer te gee nie. Dis nie iets wat ek wonderlik gedoen het nie, dis nie iets wat wonderlik net gebeur het nie. Ons is baie lief om ons vir die gesegde, dit het uit die lug uit geval, maar dinge in ons lewe val nie net uit die lug uit nie. Dis God wat in jou lewe werk. Dankbaarheid verander hoe ons kyk, hoe ons leef, hoe ons getuig. Dit maak van ons draers van God se lig. Miskien is dit die mooiste geloofsgetuienis van almal, 'n lewe vol dankbaarheid. Ware dankbaarheid bly nie binne nie. Dit word sigbaar soos die lig. En 'n dankbare mens gaan terug na Jesus toe, val voor hom neer en sê dankie Here. Dit is ons getuienis, dit is ons lewe. Dis wat ander mense ook aanraak deur genade. Ek gaan vir julle 'n oomblik gee vir ons almal daar waar ons sit. Wil ek hê ons moet stil raak voor die Here. Kom ons bid en sê vanoggend dankie vir dit wat ek het. Dit wat hy vir my gee. Kom ons bid saam.
Dankie, Here. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons saam Give Thanks om vir die Here dankie te sê. Nou kom ons na die tafel van die Here toe. Die plek waar dankbaarheid sy oorsprong vind. In Jesus Christus. Wat sy liggaam en sy bloed vir ons gegee het. En vir ons sê, doen dit tot my gedagtenis. Elke keer as julle eet en drink, verkondig julle die Here se dood, totdat hy kom. So die nagmaal vir ons in die eerste plek is 'n herinneringsmaaltyd. Dit help ons om Jesus se kruisiging en sy opstanding te onthou. Dis 'n belofte of 'n waarborg wat my help om te bly glo dat sy liefde en sy vergifnis ook vir my is. Dis ook 'n viering, familiepartytjie, dat ons almal een familie is. Een in Christus, saam met mekaar in die Here. Dis ook 'n getuienis waar ons ook verkondig, want ons het die hoop op die toekoms in Jesus Christus. En ons verkondig dit ook. Dis ook 'n vreugdefees, 'n dankfees soos ons vanoggend vier, want ons is dankbaar en ons is bly oor hierdie liefde van Christus, wat ons nooit los nie. Die laaste een is die fees van dankbaarheid. En ons is dankbaar dat hy ons gered het en dat hy ons geroep het om sy kinders te kan wees. Maar voor ons die nagmaal saam gebruik, is dit ook belangrik dat ons vanoggend vir mekaar moet erken dat ons sondaars is. Dat ons foute maak, dat ons nie altyd optree soos die Here wil hê ons moet nie. So ek wil vir ons 'n oomblik gee waar ons net stil word vir die Here en ons sondes na hom toe bring. En ook vra dat hy ons sal vergewe met die oog op die nagmaal wat ons saam gaan gebruik. Kom.
Kom ons neem 'n oomblik van stilte daarvoor. Amen. Laat ons dan ook vasglo vanoggend dat ons oortredings vergewe is. Nie op grond van ons verdienste nie, maar dit wat hy vir ons gedoen het, toe hy aan die kruis gesterf het, sodat ons kan lewe. Ons gaan nou saam sing, nader tot die Here, daar waar ons sit, om onsself weer behoorlik in te stel vir hierdie oomblik. So kom ons sing nader tot die Here. Kom, ons sluit die oë en dan bid ons saam. Troue Here, ons besef dat die Heilige Gees in hierdie oomblikke hier teenwoordig is. Ons is bewus van U teenwoordigheid, U werking deur ons hele lewe. Ons bid dat U ons toekoms so sal inkleer. Waar ons nou hierdie tekens gaan gebruik, Here, gee dat ons op hierdie konkrete wyse vanoggend ook voel, proe, ruik, dat U ons God is, en dat U Seun gesterf het, sodat ons in dankbaarheid kan leef. Amen. Ons gaan die tekens uitdeel, ons gebruik is, ons almal hou die tekens, tot ons alles het, en dan stel ek vir ons dit in. Ek herinner ook net, in die binnekant is die druiwesap, en die binneste kringetjie, die wit is, en die rooi aan die buitekant is die wyn.
Het almal die tekens ontvang? Enigiemand oorgeslaan met die brood? Die wyn of die sap? Goed, dit lyk nie so nie, baie dankie. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink aan en glo, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit en glo dat sy kosbare bloed vergiet is vir elkeen van ons se sondes. Here ons God, hoe sê ons dankie vir oorvloedige goedheid en guns, wat U op 'n daaglikse basis vir ons gee. Here, ons kom voor U en ons kom sê dankie vir die tekens van die brood en die wyn, en ons kan beleef dat U ons God is, dat die Seun vir ons gesterf het. Here, gee dat ons nie aan hierdie tekens sal vaskleef nie, maar dat dit wat binne ons gebeur het, ons sal uitstraal na almal daar buite. Dankie dat ons 'n gemeenskap van gelowiges is, 'n familie wat saam die nagmaal kan gebruik. Here, gee dat ons werklik ligstrale sal wees en dat ons so met dankbaarheid leef dat ander mense dit in en deur ons kan sien. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van neem my lewe, laat dit Heer. En ek wil net gou so 'n paar goedjies vir ons herinner. Die een is natuurlik ons wegneem ete is Vrydag. Asseblief laat weet vir Jolande en môre. Dit is môre of Dinsdag 12 uur, ekskuus, om te laat weet of jy wil hê. Dit is 'n lekker hoendertjie. Ons gaan dit braai met 2 slaaie. En dan wil ek ook net vandag dankie sê vir almal wat eetgoedjies gebring het. Maar spesifiek vir Tannie Marita wat al so mooi gemaak het. Ons het nie beplan dat dit vooraf groen is nie. Julle sal sien, dit het alles soos die Here gewerk het, het alles net groen en wit uitgekom. So baie dankie Tannie vir alles wat so mooi gemaak het. Dan die een laaste ding, hulle gaan my nooit vergewe as ek dit nie doen nie. Al die ouer kinders wat nou kategese na Sondag, na kerk het. Julle het die voorreg om eers uit te gaan net, nou as ons klaar gesing het, Onse Vader, en eers vir julle eetgoedjies te kry daar binne, en dan kan julle Sondagskool toe gaan, want julle mis altyd uit. So onthou nou asseblief, julle het die voorreg, julle kan sommer hier voordeur gaan, en net vir julle 'n cupcake of so gaan kry daar, voor julle Sondagskool het. En dan moet ek ook baie hartseer nuus deel vanoggend. Tannie Hanlie, ons oralis, het besluit dat sy nou klaar is. So sy gaan iewers hier teen einde Januarie 10-1 klaarmaak. Tannie Hanlie, ons waardeer vir Tannie en ons is verskriklik lief vir Tannie. Ons moet dit vanoggend nou hardop sê. So vir die van julle wat haar ekstra druk wil gaan gee, sy het besluit sy is nou klaar met die orgel vir eers. Sy gaan bietjie musieklesse aanhou doen. So dankie Tannie Hanlie vir alles. Ons waardeer Tannie. Kom ons staan op en dan sing ons saam, neem my lewe, laat dit Heer.
wil net sê, die groot mense, julle is ook welkom om ietsie te gaan eet na die tyd. Ek sien ek het groot oogies gekry. Vandag het ons weer besef, dankbaarheid is nie 'n gevoel nie. Dis 'n manier van leef. Dis hoe ons sê, Here, U is goed en my hele lewe behoort aan U. Gaan leef nou met dankbare harte. Mag God se goedheid jou anker wees. Mag sy gees jou laat groei in moeilike tye. Mag sy vrede jou lei in verhoudings en mag jou lewe 'n helder lig wees van dankbaarheid en genade.